Ek is nooit bang vir nuwe beginne nie. En 'n nuwe begin, jy weet nie waarna toe jy eintlik werk nie, in die sielsrealm, maar in die geestesrealm weet jy waarna toe jy werk. Dis soos 'n man en 'n vrou, vir meisie sien, hulle begin te date. Maar die een ken nie die ander ene nie. Hulle gaan mekaar ontdek. En so is dit ook in die bediening, so ook in ons verhouding met God. God wil hê ons moet hom ontdek. Hy wil hom openbaar maak. En ek gaan vra, as jy kan skree, as skree, dan word jy los omdat jy kom af onder toe. Die onderwysers moet hom hanteer. Hy moet kan as skree, hoor daar, dit klink soos Lionel. Kan julle hoor, dit klink soos Lionel. Mama! Mama! Nee, hulle enigiets is vir hom vreemd. Nou is ewe skielik dissipline, hy kon nie met sy baadjie hier gejaag het, soos niemand ons sien nie, en nou moet hy gaan na bo. En dis hoe dit werk. So as jou kind kom, ons gaan mooi met jou kind werk. Beloof jy, ons gaan mooi. As ek mooi met jou werk, so sal hulle mooi wees. As hulle nie mooi werk, sal ek met hulle gesels. Hulle sal mooi werk met jou kind. Amen. Dit is belangrik, kinders kan nie net rondhardloop hier in die hospitaal, al leer julle net iets, klein ietsie. Dis reg. Nou, ons gaan vanoggend na die derde boodskap kyk, van doel, van openbaringskennis, die geestelike dinamika. Dis die derde boodskap volgend. Nou, ons gaan die derde fondasie lê. En jy kan my vandag glo, die man wat met jou praat, moes hierdie goed, is alles deurwerk, moes openbaring kry daarvan, so ek kan met jou praat uit openbaring uit, ek praat nie met jou intellektueel nie, ek praat met jou uit die gees uit. Want dit wat ek praat, dit lewe ek en dit kan ek wys. Maar daar's 'n doel van openbaringskennis, geestelike dinamika. Jy kan maar kyk, jy kan my glo vandag, mense, as dit ouens wel lekker boodskappe hoor. Ons verstaan ons nou die emosies op die geesvlak en op die sielsvlak. Op die emosionele vlak, die siels, dit wat jy sien, dit wat jy hoor, dit wat jy proe, dit wat jy ruik, dit gee jou, wek emosies by jou op. En dan spring jy rond en jy slaan bollemekiesie 3 keer vorentoe en 6 keer agtertoe, maar jy is opgewonde, maar dis alles emosioneel. As die boodskap verby is, dan is jy terug op die brug. So met ander woorde, jy het God nie, en jy het nie die diens in die gees belewe nie, jy het hom in die siel belewe. Okay? Die siel is aards, en die gees is hemels. Maak dit sin? Jy het jou skematiese plan, al die goedjies, jy een het die vraag verlet, die een sy sal vir jou een gee. Mense, kyk na die ding, lees hoe, kyk 'n bietjie hoe opereer hy. Kyk hoe, ons verduidelik die skets baie mooi. Die ding moet lewend word in jou gees, want elke dag gaan jy hom moet toets. Elke dag gaan jy 'n besluit moet neem. Op grond van openbaring. Amen. Nou, die doel van openbaringskennis in die lewe van 'n Christen. Wat is die doel? As daar nie 'n doel is nie, ouers, dan wat wil ons bereik? Baie predikers, en ek sê baie, ek veralgemeen nie, jy moet mooi hoor wat ek sê. Baie predikers soek 'n preek. Dan vat hulle jare om die preek voor te berei.
dae, weke, wat ook al die geval is, vat hulle om dit voor te berei, die boodskap. Maar dis 'n preek uit die siel uit. En dit gaan jou lank vat, dit kan jou lank vat. Maar wanneer jy bedien uit die gees uit, sal jy altyd agterkom, daar's 'n doel, hoekom jy die boodskap moet bring. Uit die sielsboodskap uit om te preek, is om te preek. Want daar word van jou verwag om te preek, nee, want hulle betaal jou om te preek. So in ander woorde, om die halfuur of 'n uur vol te maak, nou studeer jy en jy gaan kyk en jy bring die boodskap, maar daar's nie 'n doel nie. Maak dit sin? So, dis soos baie keer vrouens maak kos. Nou, is net om die familie se maagies vol te hou. Maar op 'n Sondag, as jy nou lekker Sondagete eet, dan is daar 'n doel om hulle te bederf. As ek dit so. Ons gelukkig is nou nie doenemis vrouens nie, dis daai ouens aan Bloemfontein. Maar daar moet altyd 'n doel wees hoekom ek iets doen. So die doel van hierdie reeks boodskappe is om jou te help om 'n effektiewe koninkrykslewe, wat ek alreeds die fondasie gelê het by julle, om daai koninkrykslewe te belewe. Nou maak jou Bybels oop by Kolossense hoofstuk 1, Kolossense hoofstuk 1. Halleluja, halleluja, halleluja. Hierdie lappie vir my, glo ek, is gesalf. Soos Petrus hulle, en nou Paulus, as ons net hulle klere kan aanraak, dan sal ons gesond word. Okay. So in ander woorde, dis nie die lappie nie, is die salwing op die lappie. Okay. So ek wil hê, Mr. Callis, jy met hierdie lappie op jou kop sit. En ons gaan nou nie jou laat verander in 'n moslim nie. Ek wil hierdie koppie, en jy hou hierdie ding op tot ek sal hom af. Okay? Want I believe your healing is here this morning. I believe. Jy sien, wanneer ons openbaring kry van genesing, dan kind van die Here, dit moet so wees. The healer is within you. Okay. Nou as ons kyk na Kolossense hoofstuk 1, dan lees ek vanaf vers 9. Nou hoor wat kom Paulus, en hy skryf hierdie brief aan die gemeente van Kolossense, nou sê hy, vers 9. Daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het. Wat het hy gehoor? Dat hulle Jesus Christus as saligmaker en verlosser en geregtigheid aangeneem het. Okay. Om vir julle te bid, nou hoor wat sê, nou bid hy, en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil. Kyk vir my. Dis hartseer dat so min gemeentes en gemeentelede God se wil vir hulle ken. Hulle ken kerk, hulle ken nie pastoor of die dominee, maar hulle ken nie God se wil nie. Dis revelation. En nou kom Paulus, en nou, hy skryf nou aan hierdie gemeente, hy sê, van wat ek gehoor het, van julle wedergeboorte, bid ek vir julle. Bid ek vir julle.
En ek, Gerrie Verwerk, kan vir julle sê, dunamusbediening, ek bid vir julle. Dan gaan hy aan. Dan sê hy om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil. Nou, maak jou hand net so by jou Bybel oop, dan gaan jy so 'n paar hoofstukke terug, ons gaan na die boek Romeine toe. Romeine hoofstuk 12. Ek wil hê jy moet nou hoor, Paulus met elke gemeente waar hy gekom het, en elke brief wat geskrywe is, wou hy daai gemeente lei in openbaringskennis. Jy kan maar gaan deurwerk, dit is so, jy kan my glo. Nou Romeine hoofstuk 12 vers 1 sê so: Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle liggame stel as 'n lewende, as 'n heilige en aan God welgevallige offer, dis julle redelike godsdienst. Hoekom praat Paulus nou oor jou liggaam? Want dis jou liggaam wat die draer is. Dis jou liggaam wat die draer is van God se gees. Ek gaan dit weer sê. Want ons hoor nie. Maar ons moet hoor. Dis wat Paulus sê, ek vermaan julle, broeders, susters, seuns en dogters, by die ontferminge van God, dat julle liggame stel as 'n lewende en 'n heilige offer aan God. Want jy vervoer God. Want na wedergeboorte het hy kom woning maak in jou en by jou. Nou as jy jou liggaam nie oppas nie, gebruik jy jou liggaam vir die wêreld, die duiwel gebruik jou liggaam om sy dinge te promoveer en te doen. Maar nou kom hy, en Paulus sê, ek bid vir jou, dat jy jou liggaam stel. So waar jy kom, waar jy gaan, jou liggaam is belangrik, want God maak hom openbaar deur jou liggaam. Dis hoekom die duiwel jou tussen die 4 mure wil vashou. Nou ons die kerk, ons hou ons vas hierso, want jou liggaam moet nie buitentoe gaan nie. Jou liggaam moet tog net nie skool toe gaan nie. Jou liggaam moet tog net nie werk toe gaan nie. Want as jy openbaring het van hierdie woord, wat ek met jou deel, jou liggaam is die draer van God, Vader, Seun, Heilige Gees, en waar jy kom, waar jy gaan, kan jy, daar waar jy is, kan jy God openbaar maak. Dus, kom ons hier slaan. Hierdie goeders maak my, hulle maak my opgewonde, manne. Dat jy liggaam stel as 'n lewende, 'n heilige, met ander woorde, 'n afgesonde aan God, welgevallige offer. Dis julle redelike godsdiens, so offer aan God. Jy offer jou liggaam as draer van God, waar jy kom, waar jy gaan. Nou hoor wat sê vers 2. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Sien, jy moet verstaan hoekom jou liggaam belangrik is, want God maak hom openbaar deur jou liggaam. OK? Dis hoekom Jesus sê die Gees van die waarheid gaan by en in julle wees.
Nou sê Paulus, moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie. Kind van God wat ons help. Dat is openbaring kry, dat ons nie so onbewustelik, party is doelbewustelik sondig nie. Want jou wêreld se bestaan, dus hy sê, sodat jy nie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie. So aan die woorde, dat jy nie aan die duiwel, aan die werke van die vlees gelyk word nie. Okay, kom ons aan. Maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. In ander woorde, kry openbaring. Totdat jy nie openbaring kry deur die Gees van God nie, gaan jy net kennis hê, luister mooi, jy gaan kennis hê deur die skrifte, maar dit gaan nie jou lewe verander nie. Arm gaan jy arm bly, siek gaan jy siek bly, depres gaan jy depres bly, en angs, en noem dit wat jy wil, nou, jy sal dit bly, jy kan dit maar praat, ja, maar jy het die openbaring van daardie genesing nie. Jy het die openbaring van die voorsiening nie. Deur die vernuwing van julle gemoed, nou hoor wat sê, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Kom, kind van die Here. God wil hê jy moet koning wees. God wil hê jy moet priester wees. God wil hê jy moet die gebou, die akker wees, medewerker van hom wees. God wil hê jy moet die dra van die koning van sy koninkryk wees. Dis God se wil, geliefdes. Lees Efesiërs hoofstuk 1. Vanaf vers 3 wat sê, geseënd is jy met alle geestelike seëninge in die hemel, in Jesus Christus. Lees vers 4-5, wat jou gekies het voor die grondlegging, sodat jy in vrede en liefde en in niks gebrek sal hê nie. As jy skiem oor finansies, het jy nie openbaring van finansies nie. As jy skiem oor siekte, het jy nie openbaring van siekte nie. As jy skiem oor kragbediening, het jy nie kragbediening nie. Maar wanneer jy openbaring kry, van hom wat in jou is, en jou denke word vernuwe. Joseph, hoor wat sê Paulus van Efesiërs. En hy wat mag het om te doen, ver bo kan dit wat ons kan bid of dink, deur die krag wat in jou is. So, wat sê jy vandag vir my? Wat sê jy vir my? Wat sê jy vir my vandag? Waaraan het jy tekort? Jy het tekort in openbaring. Ag, Here, help hulle. Help my om lankmoedig te wees. Dit maak my opgewonde. Cammy, moenie Georgie beperk tot 10,000 nie. Just don't do it. Ek is ernstig. Want God het hom vermoë gegee om vir jou baie meer te gee.
Moenie dat jy reg spend, nee. Ek het nog geen chocolate gekry nie. Jy sien kind van die Here en dis wat Paulus bid vir hulle sê, stel jou liggaam 'n lewende, welgevallige offer aan God. Dis julle redelike godsdienst. Moenie in die wêreld gelykvormig word nie, maar word vernuwe deur die vernuwing van julle gemoed. Met ander woorde, jou verstand moet vernuwe word. Hoe gaan jou verstand vernuwe word? Dis die Geesopenbaring. God praat met jou gees, hy verlig jou gees, en nou word jy kind van die lig, né? En dan kom en hy verlig jou gees, en hy verlig jou denke, en all of a sudden kom hierdie woord in aksie. So, wow. Nou verstaan ek. Ek is meer werd as 2 emoties. Nou verstaan ek. Hy sal elke behoefte vir my voorsien. Nou verstaan ek. Ek is meer as 'n oorwinnaar. Ag Here, help ons. Het julle al gesien? Julle was almal op skool gewees, nee. Nou moet jy kantoor toe gaan. Nie om iets te gaan aflewer nie, maar om iets te gaan ontvang. Nou gaan jy na die kantoor toe, maar daar's 'n bewing. Jy weet mos. Maar daar's 'n bewing in die binnekant, jy's bang. Daar's 'n vrees. Maak dit sin? Net 'n voorbeeld. Maar nou, as ek openbaring kry, van iets wat ek iemand moet gaan face, al moet ek gaan jammer sê, stap ek in autoriteit. Want ek ken die krag van vergifnis. Daar's nie vrees nie, gaan hulle nou bokbek trek, of gaan hulle nou wat sê is bok, want jy weet mos daai, wat die stormers trek vandag, né? Ja, nee, ons kan ons nou maar praat, ons broer is nie hier nie, né? Kom kerk, dis openbaring, dit maak van jou meer as 'n oorwinnaar. Dis God se wil vir jou lewe. Jy het sommer 10 selgroepe, man. Want God het vermoë gesit, ek moet net die openbaring kry van hulle. Nou kom terug na Kolossense toe nou. Is julle reg? Geen eens my glimlag, wys jy is nie vir my kwaad nie. Mooi, my nie vir my grin nie, glimlag. Okay, shit, party wil nie eers die glimlag nie. Maar doesn't matter, jy gaan my nie van stryk afbring nie. Nou hoor nou sê hy, ons prediking word gebou, kom Paulus vers 10, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel, hom in alles behaag, en julle in elke goeie werk vrug mag dra. In elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei. Die probleem is, ons groei nie in kennis van God nie. Ons probeer in kennis groei, die intellektuele, die aardse kennis, jy wil die Bybel bestudeer, jy wil jou Bybel lees, maar jy het die openbaring van dit wat jy lees, jy het kennis van wat jy lees, maar jy het die openbaring van dit nie. Jy sien, want openbaring van God kom uit verhouding uit. Ek het 'n verhouding met God. En in hierdie verhouding met God, ek koester my verhouding met God.
Want ek wil God se volmaakte wil vir my lewe ken. Maar nou hoor hy sê sodat jy in elke werk vrug agtera. Dink julle, bepunt julle of verstaan julle my nie? As jy sodat jy in elke goeie werk vrug mag dra. Wat 'n vrug? 160, 30. Baie van ons intellektuele kennis, jy doen die ding outomaties, want jy het nie 'n verwagting nie. Maar ek moet net die selgroep klaar kry. Dat nog net kan huis toe gaan, dat die pastoor nie op my is nie. Nee. Nou, wanneer die openbaring het, daai selgroep, dan moet ten minste een uit die dood uit opgewek word. Dan moet ten minste een gesond gemaak word. Jy sien, dis openbaring. Sielskennis, nou ek gaan net deur die rituele. As party gemeentes, en jy kan my glo vandag, dis waarheid nou, jy kan 1 Januarie, kan jy al vertel wat die 31ste Desember gaan gebeur. Die rituele is altyd dieselfde. As geen geeswerking nie, as geen geesbelewenis nie, daar's geen vrug nie. Kom kind van God, ek wil jou bemoedig vandag. As daar iets is wat jy moet streef en as Lord, I need revelation. Nou maak gou jou Bybel oop by Efesiërs 1 vers 17. Efesiërs 1 vers 17, Here help ons. Hierdie horlosies wat net nie tyd het nie. Hulle loop soos hulle wil. Okay. Right, vers 17. Nou maar kom eens van vers 15. Julle ken hierdie goeders man. Daarvan het ek dit gehoor het van die geloof in die Here Jesus onder julle is en die liefde tot al die heiliges. Hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie. Nou hoor wat bid hierdie, hoor wat dank die. Hy sê dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. Kind van God, you will never know God in the spirit. Die net jou Bybel te lees, nie sal nie. Jy het nodig dat God sy gees, dieselfde gees, wat jou gebring het na wedergeboorte toe, wat by jou kom stil staan het en jou oortuig het van sonde, geregtigheid en oordeel, Johannes 16, dieselfde gees van waarheid, toe hy jou oortuig dat jy 'n redder nodig het, toe hy jou oortuig van jou verlorendheid, kind van die Here, wil ek jou vandag sê, luister baie mooi, en ek gaan 'n gevaarlike ding sê, maar gaan dit sê, ne? Die meeste mense wat in die kerk sit, het nog nooit tot wedergeboorte gekom nie. Hulle het hulle bekeer, hulle is kerksmense, hulle doen die tradisionele ding, uit gewoonte uit, ne? Maar nie uit openbaring nie. Dieselfde gees wat jou oortuig het. Nou kom Paulus nou bid vir dieselfde gees van openbaring, wysheid van God. Dat jy God kan ken. Dat jy Jesus
aan die kruis kan ken. Nie uit 'n storieboek of kinderbybel uit nie. Maar toe hy daar aan die kruis sou hang, dat jy openbaring het, dis eintlik jy wat daar hang. Jy moes daar hang, nie hy nie. Ek moes daar gehang het, nee, nie hy nie. Nou kom daar die dankbaarheid van 'n nuwe lewe. Dis die openbaring van 'n nuwe lewe. Nou hoor wat sê Paulus in Romeine 6 vers 3 of 4, jy kan dit maar gaan lees. As jy saam met Christus gedoop is, nie praat ons nie van die waterdoop nie, hoor. Saam met Christus in sy dood gedoop is, en saam met hom opgestaan het in 'n nuwe lewe. En dis die vraag wat ek vir jou vandag vra. En dis die vraag wat die kerk en die predikers moet antwoord. Hoe lyk jou nuwe lewe? Hoe lyk jou nuwe lewe? Toe 'n lewe kom in die bediening daar aan Lady Smith vir jaar, 2, 3 jaar. Nou, ek het die vakansie gevat. Hulle moes my dwing om weg te gaan. Ek wil niks mis nie, suster. Ek wil daar wees. Ek wil deel daarvan wees. As jy openbaring het van wie hy is, wat in jou woon, as jy hom ken, hy wat in jou kom woning maak het na wedergeboorte, dit wil vir my lyk, ons het nie kennis nie, of hy's nog nie kom woning maak in ons nie, hy's hier, maar hy's nie hier nie. Of hy's dalk hier, maar nog nie openbaring hier nie. Dis hoekom ons so 'n flou, geestelike, verskonende, geestelike lewe lei. Die dokter sê, jy moet nie preek nie. Jy is te laat om dit so te sê. Toe my eerste oog die lens vervang, toe ek die Sondag gepreek, dis die Woensdag, die Sondag het ek gepreek. Toe die Woensdag die ander een, nou Woensdag is verby, die ene preek, toe ek Vrydag by ons en nou nie preek, sê ek, jy is te laat, ou. Maar ek het vir jou goeie nuus, ek preek met my mond, nie met my oë nie. Jy sien, kind van die Here, ek laat nie geleenthede, dis nie omdat ek moet nie, dis omdat ek wil. Daai lankmoedigheid, dit kom uit omdat ek wil, omdat ek omgee. Maar tot goeie werke. Elke werk wat ek en jy doen, nou moet vrug wees. Jy kan maar kyk, as jy in die vlees, jy gaan na oes. Maar in die geestesrealm gaan jy ook oes. Ok, kom ons gaan aan. Here help ons ook. Ek het nog eers by die preek uitgekom, man. In hom. Nee, wag, hier is ons. Nou hoor wat sê Efesiërs 1:7, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Nou hoor hy so sê, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping, sy volmaakte wil, sy roeping, en wat die rykdom van die heerlikheid van sy teenwoordigheid, van sy erfdeel onder die heiliges is. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is, vir ons wat glo na die werking van die krag van sy sterkte. Wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dode opgewek het, en hom daar sit het aan die regterhand van in die hemele, bo alle owerheid en mag en gesag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld, maar ook in die toekomstige. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp
en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, en wat sy liggaam is, die volheid van hom, wat alles in almal verval. Dis die doel. Dis die doel van openbaringskennis. So, as jy Mickey Mouse wil wees, nou vra jy, ek moet verstaan. Ek kan net verstaan, jy so dom kan wees nie. Dis al wat ek kan verstaan. Hoekom wil jy nou nie die rykdom van God se teenwoordigheid beleef nie? Why? Huh? Kom nou kyk. Jy sien nou wanneer jy in die selgroep is, jy moet uit krag uit bedien, man. You need to minister out of a power within you. Tap diep, man. Tap diep. Sê maar, ek weet nie, jy hoef nie te worry nie. Hy is daar. Hy gaan jou help, die gees van die waarheid. Jesus het gesê, hy sal vir jou vertel wat jy moet sê. So dis wat belangrik is, kind van die Here. Dis wat regtig belangrik is. Dis die doel van openbaringskennis, is om jou in sy goddelike roeping in te bring. As enige iets, luister mooi, as enige iets, ek moet nou nie sê, pastoor, jy is nou besig om te manipuleer en te medikant. Lees jou Bybel. As enige iets in jou lewe groter as God word, dan word dit vir jou 'n afgod. Of dit jou sport is, al is dit nou rugby, Sharks het die Stormers gewen. Maar dat is goeie nuus vir die Stormers. Hulle kan volgende Saterdag weer probeer. Dan kry hulle dit reg, 1-1. Dalk, ek sê nie dit gaan so wees nie, ek sê dalk. Maar kom kind van die Here. En dis wat jou in 'n ander vlak invat, Dis wanneer hulle jou 'n kerksmens wil maak en vir jou posisie te sê, my posisie in die Here is diensknegt. Ek wil dit, ek soek nie jou posisie nie. Ek soek nie jou ampte nie, man. Ek wil diensknegt wees. Weet jy hoekom wil ek diensknegt wees? Weet jy hoekom wil ek diensknegt wees? Why? Ja, Jesus het gesê, maar hoekom dink jy wil ek diensknegt wees? Why? Ek kan nie hoor nie. Ek wil die grootste wees. Nie die vetste nie. Die mees effektiefste. Dis wat ek wil wees. Hy wat die grootste onder julle wil wees, laat hom julle dien. So, I want to serve out of love and out of the power, verskoning, van die Here. Dis wat ek wil bedien. Amen. Nou het ek vir jou goeie nuus, dis nou 4:30 sal ons klaar wees. OK, so die skaapbout gaan nie brand nie, en die Kentucky gaan ook nie weghardloop nie. OK. Nou kom Paulus en sê hy, ons prediking word gebou op die leer van die profete en die apostels, wat hulle die bemiddeling van die Heilige Gees ontvang het. Met die natuurlike verstand kan ons dit nie verstaan nie. Openbaringskennis is die sleutel tot 'n ryker geestelike lewe en 'n volle bediening in Christus is nodig. Tensy 'n mens die woord van God so beleef en ervaar, sal dit altyd vir jou 'n dooie letter bly en nooit lewend in jou gees word nie.
jou lewe sal verander deur openbaringskennis. Cammy, jou lewe sal verander. Elkeen van ons se lewe sal verander. Dan sal hierdie bediening regret geskied in die naam Dunamis bediening. Baie mense wil elke Sondag wil hulle net die pastoor bid vir die ouens dat hulle omval en dis die maklikste ding. Maar wat verander as jy opstaan? Ek wil bedien wanneer God se gees ek wil bedien. Maar julle wat die fire starters saam dis verlede Sondag aand gekyk het, hoe lyk dit daar? Is wanneer die gemeente begin. Nie die pastoor nie. Is wanneer die gemeente begin te bedien. Is wanneer die Heilige Gees begin en die gawes begin manifesteer en die gemeente bedien, nou vervul die pastoor sy roeping. OK. Kom ons gaan gou na Matteus 16 toe. Ek het nie baie tyd nie. Ek is nou soos daai ouens daar wat in die parlement sit. En daai ou wil baie praat, sê nee, sorry ou, ek het nie baie tyd nie. Antwoord net die vraag. Matteus hoofstuk 16, OK. Is julle by? Maar nou moet julle net vinnig luister. OK. Kom ons kyk na Petrus. Jesus vra sy disippels, let op nou, gaan nou lees en dan moet jy kyk. Van vers 13. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord, sommige Johannes die Doper, en sommige Elia, en ander Jeremia, of een van die profete. Dis wat die mense sê. Wat sê hulle van jou? Nee, jy's van die baptiste, jy's van die methodiste en jy's van die onderdorp. Kom aan, wat sê die mense van jou? As die mense vir jou vra, waar gaan jy kerk? Nee, ek is 'n goeie AGS of 'n goeie volle evangelie kerk of ek is 'n PPK of ek is 'n Anglican of ek is 'n Muslim of wat ook al. Nee, kom aan. Wat sê die mense? Nou hoor wat sê hy hierso. En hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? Nou kyk vir my. Jy kan my vandag antwoord uit intellektuele kennis, want daar is kennis, intellektuele kennis. Maar kan jy my antwoord die openbaring van hom wat nou by en in jou is? Nou kom ons gaan aan. En hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En ek sal jou die sedels van die koninkryk van die hemele gee, wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemele gebonde wees. En wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemele ontbonde wees. Nou, kind van die Here, ek wil hê, jy moet kyk na die gesprek. As jy gelykenis wil uitlê, kyk jy altyd na die begin en jy kyk na die einde. Nou, dit verklaar die middel. Nou vra Jesus vir sy disippels, wie sê julle is ek? En hier kom Petrus en hy sê, U is die Christus, U is die seun van God. Let op na vers 13 en 14.
Wat sê al die ander? Maar hier kom die apostel Petrus en hy sê, maar u is die Christus. Dan antwoord Jesus hom. Nou wat antwoord hy hom? Hy antwoord hom oor die openbaring. Die ander het dit nie gehad nie. Maar Petrus het dit gehad. Maar nou sê Jesus vir hom, salig is jy Simon Bar-Jona. Hy sê, want vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar gemaak nie. Met ander woorde, luister mooi. Jesus sê van Petrus, die intellektuele kennis wat daar is, het dit nie in jou openbaar gemaak nie. Maar my Vader wat in die hemele is, hy het dit aan jou openbaar gemaak. So in ander woorde, Jesus sê, openbaring kom van God af. Anders sal jy nooit weet nie. Hy's nou in jou, hy's by jou. Wie is nou in jou? Die Vader van openbaring. Wie hy is, wat aan jou wil openbaar maak, wie jy is. Want tot jy nie openbaring van hom het wie hy is nie, sal jy nie openbaring hê van wie jy is nie. En dis hoekom die kerk, nou luister mooi, redelik, en ek wil nie veralgemeen as werklik gemeentes wat in die krag van God Heilige Gees beweeg, maar die meeste doen nie. Die meeste doen nie. Hy sê vlees en bloed verwys waarna? Dan die mens. Ek en jy is uit vlees en bloed, het ons ontstaan nie gekry op aarde. Maar toe ons deur die Gees tot wedergeboorte kom, toe is daar tweede geboorte. Paulus sê, dis die mooi, ek wil nou nie volgende week die boodskap nou preek nie, maar Paulus sê ook vir hulle, ek het die vlees en bloed gaan raadpleeg nie. Jy sien, dis ons moeilikheid. Ons gaan nie in afsondering nie. Ons gaan nie hoor wat die Here vir ons sê nie. Ons wil altyd, omdat ons partykeer lui Christen is. Wat maak jou lui? Jy het die openbaring nie, wie jy is nie. Want al die rykdom is in jou. Nou kom Karin met Malcolm. Kom aan. Al die rykdom is in jou gees. Hy het sy volheid in jou kom woning maak. Nou kom Karin ons. As jy openbaring het van hom wat in jou is, dan sal jy verstaan wie jy is. En onmiddellik sal jy verstaan mag en gesag. Jy gaan dit begin verstaan. Jy vat autoriteit oor jou omstandighede. Huh? But you and I need to know, we need the revelation. Dis die doel. Die doel van openbaringskennis in die lewe van 'n Christen, ouens, is om jou 'n volle verhouding met God en met sy kerk te beleef. Nou sê Jesus vir Petrus, op hierdie kerk, op hierdie rots, gaan ek my kerk bou. Nou, Jesus het nie gesê, hy gaan dit op Petrus bou nie. Daar is soveel verskillende, nee, kyk nou, dis gaan oor die openbaring, ek sê, salig as jy Simon Bar-Jona, vlees en bloed, het dit nie aan jou openbaar gemaak nie. Maar my Vader, wat in die hemel is, tot Vader wat in die hemel is, nie aan jou openbaar maak, wie jy is, nie, sal jy altyd Mickey Mouse bly. Kom aan.
Sê die skrif, jy's 'n koning. Sê die skrif, jy's 'n priester. Hoekom belewe jy dit nie? Sê die skrif en jy gaan meer as genoeg hê. Hoekom worry jy oor Januarie? Maar kom kind van Here, ek wil hê u moet verstaan. Dink julle nie daar's 'n tyd in my lewe ook gewees dat Januarie ook vir my 'n probleem was nie. Maar nou is dit al lank al is dit nie meer vir my 'n probleem nie. Why? Ek het openbaring van wie hy in my is. Ek het openbaring van sy woord. Hy het dit gesê. En nou leun ek swaar op God, Heilige Gees, wat my moet herinner aan alles wat Jesus gesê het en toekomstige dinge. En dis hoekom die boek van Matteus, Koninkrykslewe, so belangrik is vir my en jou, om dit te verstaan. Maak 'n sin, kerk. Kom ek vat dit gou nog een puntjie vas as ons slaag. As jy alles wat jy bind of onbind, hemel of die aarde, dit sal so wees. Dit verwys na mag en gesag, dit verwys na autoriteit wat God jou gee in die hemele en op die aarde. So in die hemel wil manifesteer, al die rykdom kom uit die hemel uit. Maar dit manifesteer deur die aarde. Maar die vlees manifesteer hier op die aarde. So moet in die hemel dit bind, dat dit op die aarde kan gebonde wees. OK. Dis genoeg vir een dag. Wil jy nog 'n lidmaat wees van die gemeente? Jy kan hoor. Jy sien, ek kan nie met jou game speel nie. Ek kan nie dat jy goed voel terwyl jy nie moet goed voel nie. Ek moet jou met liefde waarheid deurgee, openbaringskennis deurgee, dat jy op die punt kan kom dat jy die kerk kan wees, dat jy die liggaam van die Here Jesus Christus kan wees. Dis waaroor dit gaan, man. Dat die koninkryk van God manifesteer in die my en jou. Dis waaroor dit gaan. Maar jou doel is om vrug te dra. Sodat jy 'n oes kan kry, 160, 30-voudige oes kan kry. Dis die doel. Amen. Ons gaan nou 'n nagmaal gebruik. Dis waar ons begin het. Paulus het openbaring gekry en gaan dit die nagmaal. 1 Korintiërs 11, jy kan dit maar gaan lees. So die verborgenheid wat ek ontvang het, deel ek met julle. En dis ook om nagmaal, nee. Luister mooi, ons mag dit nie oppervlakkig neem nie. Ons kan nie jokes maak en hier gaan, ons, jy gaan ook nie met 'n lang gesig hier loop nie. Want hy sê jy ons moet fees vier. Maar kom ons vier fees dan op die regte manier in openbaring. Maak dit sin, ouens. En dis wat belangrik is. Kom geruk, ons staan nie so vir my so asseblief. Georgie, kom maak hom gesond. Ek gaan jou hande vir jou salf. Ek wil ek jy moet nou vir my luister.
Nee, netjie ook. Okay. Maar nou wil ek hier met my luister. Okay. Sien jy daai? Kom stop hier saam met my. Bring my daai kabel. Hierdie is 'n kragkabel. Jy ken hom mos, né? Ja, dis 'n kragkabel. Dis 'n lead, né? Hy's ingeplak daar, ingeprop, en hy's aan. Hoe lank gaan dit vat? Ek wil hê kinders van die Here luister. Hoe lank gaan dit jou vat om die effek van wat daarvandaan hiernatoe gekanaliseer word? As jy nou jou vingers hier indruk, hoe lank gaan dit jou vat om die effek te kry? Onmiddellik. Kind van God. The power of you is instant. As jy openbaring kan kry vir wat ek vandag vir jou sê, is instant. Can do your job. Hallelujah. Yes. Yes, yes. We pray the power upon his life. We pray for healing right now. Yes, amen. Release him from all pain in the mind. Amen, ek stem saam. Thank you. Amen. Okay, right, jy is nog gesond. Lionel, kom hier. Jy neef, swaar, kom hier so julle twee. Staan jy nou agter hom? Kom, nie staan. Kom staan, sommer jou hand nie so aan, so jouself. Okay. Angs is 'n spirit. Verskoning. Angs is 'n spirit. Soos moet hom vrymaak vanoggend. Die angs het begin na die beroerte, né? Het dit begin. Soos gaan hom vrymaak vanoggend. Is ons broer. Jy mag in gesag, jy mag in gesag. So doen julle job. Yes, Lord. Ja, amen. Heel. Alleen gees. Amen. Amen. Yes, amen. Hallelujah. Amen. Amen. Die Here al klap. Amen. Daar is al lang bid. Maar die krag, jou geloof is when I touch you, you will be healed. Daai krag, soos dit daar in daai hart, soos die krag van God in jou instant. Godsdienst maak dat jy mag getroffen gebede bid. Verhouding met God sê, hey, I touch you, man. I'm a dangerous man. My body is dangerous. If I touch you, the healing power will flow. Gaan oefen dit. Gaan oefen dit, jy gaan beoefen dit. Amen. Kom sit aan by die tafel van die Here.